Jy is ingeskakel op Groot Plaas en op 'n maandag gesels ons met Dr. Johnny van der Merwe van Agricultural Market Trends oor die nuutste tendense in die landboumarkte. Johnny, goeiemôre en welkom terug. Goeiemôre Dopie, soos gewoonlik lekker om weer die week saam met jou te begin hierso. Johnny, so kom ons skop af. Graanpryse fokus op die plaaslike weer en daar's 'n paar verskillende opinies daaroor. Wat dryf die graanpryse op die huidige oomblik? Ja, Dopie, soos jy ook nou genoem het, ek dink weeromstandighede plaaslik gaan nou bepaal eintlik hoe groot ons oes nou is. Die al laaste maand het ons dan baie verskillende opinies soos jy ook genoem het gekry van waar dit nou regtig droog is, waar die ouens nou sukkel om hulle oes deur te kry en waar dan 'n droogteskade begin kom het. So ons het nogal gesien dat ons kool regtig probleme het. Ek weet die ouens met die bietjie vlakker gronde, die ooste dalk, die Bethlehem Rights area, daar het wel bietjie meer droogteskade gehad, wat nie noodwendig die grond en so baie waterhou vermoë gehad het nie. Hulle het bietjie vroeër geplant, so die plante is ook op 'n stadium wat hulle so bietjie meer sensitief is vir hierdie droër omstandighede. Die weste het ons gesien is nou 'n bietjie vroeër natuurlik in hulle plantperiode, maar dit alles ons kry so kool nie. So daar's nie regtig vir my op die oomblik wat ek nou kyk na die hele mark, wat nou die markpryse natuurlik gaan bepaal. Iets wat vir my gaan sê, hoor ons gaan regtig 'n verskriklike drastiese daling in hierdie oesgrootte kry vir die volgende seisoen nie. So die verwagting is steeds dat ons relatief groot seisoen gaan kry en dit sit bietjie bekommernis rondom waar die pryse moontlik nou heen gaan. Ons het laasweek dan met 'n analis ook gaan praat, met 'n trader as jy dit nou so wil noem, en ons het ook genoem van dat daar klaar 2 miljoen oordragsvoorraad van ou seisoen is, van die huidige seisoen, of ja, van die ou seisoen is, en as ons met hierdie huidige trend aangaan, wat dit lyk op die oomblik asof ons gaan aangaan, veral met die weervooruitskattings wat relatief positief lyk, dan kyk dit of ons nog 'n 2 miljoen, 2 na 2,5 miljoen oordragsvoorrade gaan hê. Dit beteken ons gaan ten minste na 2 miljoen diepsee uitvoere moet kyk. En natuurlik ons pryse wat nie kompeterend tans op daai vlak is nie. So daar is 'n paar probleme. Ons prys is tans so R250 te hoog om dit te doen, maar dis as gevolg ook van die wisselkoers wat relatief sterk is. Ons staan steeds op 'n R16. As ons byvoorbeeld op R18 gestaan het, sou ons alreeds diepsee uitvoer kompeterend gewees het in ons pryse en ons sou van daai volumes wel kon uitkry. En dan ook, ek dink internasionaal, CBOT, die Chicago pryse, wat dan relatief op sy of 'n relatiewe lae vlak is. Ons het goeie nuus gesien vir sojas, China wat dan baie meer sojas uitvoer, daai pryse wat dan wel begin opwaarts styg het, dit ons plaaslike pryse opgedruk. En dan ook, laasweek Vrydag het ons nogal goeie nuus vir koring gesien. Ek weet ons koringprosente is geweldig onder druk. Daar's bietjie weer, die Amerikaners praat van 'n 3 maande droë tydperk wat nou vir hulle voorlê en dit het koring so bietjie laat opwaarts beweeg. So ek hoop regtig dit kan ons plaaslike boere ook so bietjie optel. Maar hierdie nuus het nog nie oorgespoel na ons mieliemark toe nie. En ons hoop regtig, ons gaan in plaas van ons prys van R2.50 afkom, ons mielieprys, hoop ons eintlik dan eerder dat die wisselkoers klein bietjie kan verswak hier na R16.50 toe moontlik, of ons kan hoër Chicago pryse sien en daai pryse wat hopelik so bietjie opgaan, veral as ons nou sien hulle aanplantings in Amerika het hulle geskat as baie minder, van 98 na 94 miljoen eikers toe, en ook as hulle dan nou in hierdie droër tydperk ingaan, kan ons dan hopelik so bietjie ondersteuning sien in die mieliemark ook. En ek hoop regtig dat ons in plaas van afkom om diepsee te kan doen, dat ons dit net op hierdie vlak of dalk so klein bietjie hoër kan doen. Johnny, ons het so vinnige 30 sekondes, net gou vinnige samevatting van wat is die nuutste in die vleispryse. Ja, dit bly baie moeilike mark hierdie jaar om te plaas. Speenkalvers op R40, stoorlammers staan steeds hier op R48 'n kilogram, maar slagpryse het wel afgekom. Ons sien die slagtings in Januarie was geweldig hoog geweest, so slagpryse wat dan redelik laag bly, en ek wonder die weeromstandighede wat ons vir die res van die jaar gaan hê, hoe dit ons vleismark ook gaan beïnvloed, veral vir skaap en bees wat meer ekstensief is. Ons sien wel daar's bietjie bekommernis rakende
varkvleis, minder aanbod wat daai pryse dan relatief hoog hou. Johnny, baie dankie vir jou tyd. Ons sal volgende week 'n bietjie uitbrei op al daai temas. Is Dr. Johnny van der Merwe van Agricultural Market Trends oor die nuutste tendense in die landboumark. Bly ingeskakel net hierna gesels ons met Philip Du Plessis en Dewald van Heerden van John Deere oor die kuilvoerseisoen en nuwe tegnologie. So saam met ons in die ateljee vandag Philip Du Plessis, produkbemarkingsbestuurder by John Deere en ook Dewald van Heerden, die senior area bestuurder vir John Deere. Manne, goeiemôre en welkom hier op Groot Plaas. Môre, dankie Doep. Dewald, so kom ons begin daar by jou met die kuilvoerseisoen om die draai. Watter belangrike neigings sien ons tans in die Suid-Afrikaanse boerdery? Doepie uitdagings. Soos altyd is daar uitdagings in enige, as ons praat nou van die landbousektor. So hierdie jaar het ons nou nie net die weer en ekonomie nie, ons het nou die back and close wat nou ook 'n rol speel en met die kuilvoerkerwery wat nou juist die voer verskaf aan die beeste, sit ons met die probleem dat as dit by die weer kom, sit ons met baie hoë temperature, droog, dis in sommige areas droër as in ander areas, so jou tyd om te kerf, jou venster raak al hoe korter met die vog van die mielies wat so vinnig opdroog en met die sorghum en daai tipe van goeters. Op by die ekonomiese kant sit ons met die probleem dat die gewaspryse lyk glad nie goed vir hierdie jaar nie. So ons hoop maar vir die beste wat dit aanbetref. En dan die ouens wat die kuilvoer sny om dan nou die produk as voer vir die vee te verkoop, sit met die back and claw wat hulle kry bestellings wat gekanselleer is, kontrakte wat hulle geteken het met sekere voerkrale of aankopers wat hulle het. Daai ouens kanselleer, so hulle kry nie ontslaaf van hulle produk nie en dan die ouens wat nie kontrakte het nie wat gewoonlik kerf en uit die hand uit verkoop, hulle sit almal met daai tipe uitdagings wat vir ons redelike groot probleem is op hierdie stadium. Philip, en hoe verander nuwe tegnologie die doeltreffendheid en akkuraatheid van kuilvoersny oor die afgelope paar jare? Hallo Doep. Ja, tegnologie, kuilvoerkerf is nie meer net jy kerf materiaal op nie. Dit het 'n chemie geword en daar's baie tegnologie wat daarmee saamgaan. Nou as ek kan begin so van 'n punt af op die tegnologie, eerste instansie Harvest Lab 3000. Daai Harvest Lab 3000 neem oor die 4000 lesings in 'n sekonde. Sure. Om te bepaal wat moet jou snitlengte wees, wat is die proteïenwaarde, wat is die vogwaarde van die materiaal wat jy kerf. Daai inligting word ook als dan so deurgegee na JD Link toe. Ons sal net 'n bietjie meer uitbrei oor die JD Link. Saam met dit is daar wat ons noem constituency sensing. Dit bepaal saam met Harvest Lab dat jou snitlengtes verander word en die masjien doen dit self. Dat hy snitlengtes verander volgens die proteïene en die vogwaardes van die kuilvoer wat jy sny. So die Harvest Lab neem die monster, gee daar inligting vir die constituency sensing deur. Dit bepaal jou snitlengtes om seker te maak dat jou proteïen en jou vog korrek is. Om dan so vir jou seker te maak dat jy die korrekte kuilvoer het wat jy kerf volgens die voorskrifte van die klant of van dis die boer of die kontrakteur of die melkboer wat oral se verskil dit wat jy nodig het vir verskillende aspekte vir wat jy voer. 'n Melkboerdery, die melkry het byvoorbeeld 'n ander tipe van samestelling van hulle voer as vir die voerkraal het, maar vir al daai goed kan ons spesifiek ons kuilvoer kerf. So Philip, jy praat baie oor vooruitgang wanneer dit kom by toerusting, maar as ons nou praat oor innovasie, wat kan boere binnekort verwag? Doep op die nuwe F8 masjiene wat ons vanjaar in Suid-Afrika kry. Is een van die punte is jou Active Ground Speed Automation. Dit is waar die masjien die beheer vat en die operateur hoef nie meer vinniger en stadiger te gaan nie. Maar die masjien sal self die spoed vermeerder of verminder afhangend van die lading wat op die masjien op die engine is, sodat die masjien ten alle tye binne in daai perfekte torque-kurwe of wringkragkurwe werk om vir jou beter effektiwiteit op die masjien te gee en dan daarmee saam is jou produktiwiteit soveel hoër. Want waar die operateur sal gesit het en sê hoor maar ek sny net teen 'n sekere spoed, sal die masjien natuurlik vinniger gaan want die kapasiteit is daar. Nog een van die punte is die active fill control. So op die geet van die kuilvoerkerwer is daar 'n kamera. Die kamera kyk in die wa of die vragmotor wat langs die masjien loop en dan sal hy self die geet
se rigting verander om vorentoe en agtertoe te gaan om daai wa 100% vol te maak met minimale of geen vermorsing nie. En as jy basies in die kajuit van die masjien sit, dan moet jy heeltyd kant toe kyk om te kyk waar is die wa en jy kan oorskiet, jy kan tekort skiet of jy kan oorskiet en jy kan vermorsing hê en dit word als uitgehaal met die nuwe tegnologie wat ons daarso het. Ons sal nou 'n bietjie verder uitbrei op daai tegnologie. Ons gesels met Dewald en Philip van John Deere. Ons is weer terug net hierna. Ons is ingeskakel op Groot Plaas en saam met ons is Dewald van Heerden, senior area bestuurder van John Deere en ook Philip Du Plessis, produkbemarkingsbestuurder van John Deere. So net Philip, vinnig voordat ons in die breek ingegaan het, wat maak hierdie nuwe reeks uitstaan vir kuilvoerkontrakteurs en grootvoerprodusente spesifiek in Suid-Afrika? Nog een van die punte op die tegnologie is dat al die inligting wat deur die Havens Lab gaan wat ek vroeër oor gepraat het, word dan so opgelaai deur JD Link op Operations Center. So het sy dit die kontrakteur is of die boer self. As hy klaar is met 'n land, het hy al die data van daai land. Wat was die vogpersentasie? Wat is die hoeveelheid kuilvoer wat gekerf is? Wat is die kwaliteit van die kuilvoer? En al daai inligting is onmiddellik beskikbaar. Sê dis byvoorbeeld 'n kontrakteur, as hy klaar is, kan hy daai data onmiddellik so vir die boer by wie hy gesny het stuur. Hy weet presies wat is al die inligting en wat ook belangrik is, volgens die inligting van die kwaliteit van kuilvoer wat gemaak is, weet die mense dan as hulle 'n bankers pak, hoe moet hy gepak word, wat is die hoeveelheid van vasdrap wat op hom moet wees, as hulle moet meng deur verskillende banke, presies wat is die materiaal wat daarin ingegaan het. So, Dewald, kliënte wat onlangs by die fabriek was, waarmee was hulle die meeste beïndruk as ons nou dink aan die F8 en F9 reeks? Al buite die tegnologie, soos wat Philip nou gepraat het, wat almal nou daaroor ryf, toe hulle terugkom, toe moes ons die OTP-boeke reggehou het. Maar die twee goed wat die meeste opkom by hulle is die nuwe kajuit, wat groter is en is net vir gemak gemaak, so ons kan langer ure werk en gemakliker werk binne in die kajuit self. Nuwe beligting en groter skerm, die basiese goeders wat altyd daar was, is net nou beter gemaak, so dit het vir hulle uitgestaan. Nou, een spesifieke ding is die pitkneser, die twee dromme van die pitkneser, die Extreme en die Ultimate, daaroor gaan hulle die meeste aan, so dit klink vir my, die een van die boere het spesifiek gesê, dis vir hulle goed om te sien, dat John Deere luister na die kliënt, so ons het baie goeie positiewe terugvoering gekry. En dit is natuurlik een van julle sterkpunte is om te luister na wat julle kliënte nodig het. Definitief. Nou, waar kan die mense julle in die hande kry en hoe kan hulle julle kontak? So hulle ons in die hande gaan kry is maar om na die naaste handelaar toe te gaan en daarso by die handelaar al hulle inligting en pryse en so aan te kry by die bemarker self. En dan Philip, Suid-Afrikaanse boere is maar hulle is nuuskierig. Wanneer kan ons nou hierdie F8 en F9 modelle van julle verwag hier in Suid-Afrika? So die F8 wat inkom gaan vanaf Maart maand in Suid-Afrika wees. Dewald het vroeër gepraat van die uitdagings wat ons het met kuilvoerkerf. So as hulle gaan en hulle gaan doen navraag by die handelaars, sal hulle deurgesit word na ons toe en ons kan dan vir hulle sê in verskillende areas waar gaan masjiene loop, wanneer is die geleenthede wat klante kan gaan kyk na die masjiene en ons moet ook onthou natuurlik die back and closure, daar is sekere voorsorgmaatreëls wat getref moet word en ons moet die klante en sy grond en sy veekuddes moet ons beskerm, maar ons gaan met graagte wil ons klante vat om te gaan kyk na die nuwe masjien en hulle binne die masjien te kry. Laat hulle kan sien hoe die masjien werk en wat is die werksverrigting van die masjien. Dit is vir ons die belangrikste. So dit was nou my volgende vraag gewees, Philip. Is daar enige geleenthede vir demo daar wat beplan word sodra die masjiene in Suid-Afrika is? Daar is demo daar. Soos wat ek gesê het, is hulle handelaars. Ons wil nie nou oopmaak en sê hoorie, dis 'n spesifieke daar nie. Ons gaan vir die klante wat navraag het oor die masjien, sal ons laat weet wanneer moet hulle in spesifieke areas wees om te kan sien waar die masjien loop en om die geleentheid te kry om die masjien te werk. Fantasties. Kerels, baie dankie dat julle kom kuier. Dit altyd lekker om julle te sien, julle manne van John Deere. Dis natuurlik Dewald van Heerden en Philip Du Plessis. En dit is Groot Plaas gewees vir vanoggend. As jy meer inligting soek, gaan gerus na deere.africa en dan hou jy jou oë ook op hulle sosiale media bladsye vir daai demo daar sodra die F8 en F9 in Suid-Afrika land. Ek is Doopie, ek hoop jy het geniet saam met ons en dit is al waarvoor ons tyd het vir Groot Plaas vir vandag.